Goeiedag geliefdes, baie welkom by ons nuwe week se oordenkingsreeks. Dit is altyd vir my en die hele beleefspan so 'n enorme groot voorreg om hierdie paar minute saam met jou deur te kan bring. Nou, hierdie week gesels ons oor 'n vraag waarmee ek glo baie gelowiges daagliks mee worstel. En daai vraag is praat God vandag nog? Praat hy vandag nog met mense? Praat hy met ons? En indien hy wel praat, hoe weet ek hoor sy stem? Hoe weet ek dis die Here wat met my praat? Een van die grootste probleme is nie dat God stil geraak het nie. Ek dink een van die grootste probleme is dat ons dikwels nie meer verwag dat hy met ons sal praat nie. Ek bedoel, ons bid, ons lees Bybel, ons gaan kerk toe, maar ek dink hier diep binne wonder baie Christene, hulle vra die vraag, sal God ooit persoonlik met my praat? En as hy praat, hoe gaan sy stem klink? Ek is nie seker nie. Kom ons luister wat sê Jesus vir ons in Johannes 10 vers 27. My skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Let op gou wat Jesus nie sê nie. Hy sê nie, my skape probeer dalk eendag my stem hoor nie. Nee, hy sê, my skape luister na my stem. Ek wil dit weer sê, my skape luister na my stem. Dis eintlik die gedagte van verhouding. Dis wat ek daar raak lees. Dis wat ek daar sien. Dis vir 'n oomblik vir 'n oomblik aan iemand wat naby aan jou is, nê? Jy hoor sy stem, jy kan hy stem erken. Jy hoef nie eers hulle naam op jou foon te sien nie. Jy weet net as jy daai stem hoor, jy weet hoe daai persoon klink. Jy herken sommer daai stem dadelik. Hoekom? Omdat daar verhouding is. Nou dieselfde geld vir ons verhouding met God. Om God se stem te hoor, begin nie by 'n tegniek nie. Nee, dit begin by verhouding. Dis in verhouding waar ons leer om te erken 'n stem en 'n gesig by mekaar te kan sit. En net so in ons geestelike lewe. Hoe nader ons aan Jesus leef, hoe meer begin ons sy stem te herken. En dit beteken verseker nie dat God praat elke dag op 'n hoorbare manier nie. Nee, baie keer praat hy rustig. Hy praat met ons deur sy woord. Daar's hierdie stil stem binne ons wat vir ons iets bevestig of iets vir ons kom leer. Hy praat met ons deur die Heilige Gees. Hy praat verseker deur omstandighede en hy praat ook deur ander gelowiges. Geliefde, die feit is, God praat met ons en hy praat vandag nog. Miskien is die belangrikste vraag vandag nie, praat God nog nie? Nee, miskien is die vraag wat ons moet vra, verwag ek nog dat God met my sal praat? Nou ek wil jou vandag uitdag. Begin jou dag môre, net terwyl jy vandag dink oor hierdie oordenking, wil ek jou aanmoedig, begin jou dag môre met 'n eenvoudige gebed. Sê dalk, Here, ek glo U praat nog steeds. Help my om vandag U stem raak te hoor, om dit te kan erken. Jy sal verbaas wees hoe anders jy deur jou dag gaan beginne leef wanneer jy verwag dat God betrokke is, dat hy besig is om te praat en jouself instel om hom te kan hoor. Geliefde, onthou hierdie, God is nie stil nie. Hy begeer 'n verhouding waarin ons leer om sy stem te erken. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir U stem wat steeds hoorbaar is, dat U nog steeds bly praat. U is nog steeds van die begin af is jy aan die praat en jy praat nog steeds. Here, dat wanneer ons as gelowiges ons stil raak, rustig raak en soos 'n skaap wat sy herder se stem herken, moet ons ook leer deur tyd saam met U te spandeer, deur intiem saam met U te wandel, te vertrou in die verbintenis wat ons het deur Jesus Christus aan ons Hemelse Vader, weet dat U is konstant besig om met ons te praat. En daarom vra ek Here vir hierdie genade om te verdiep in ons lewens, dat ons met verwagting en met sekerheid na U toe sal kan kom en sê, Here, ek weet U praat nog steeds, help my om U stem te kan herken, want in 'n dag soos vandag, in die tyd waarin ons leef, Here, het ons so nodig om hoorbaar te weet dat U is die een wat ons lei, vir ons rig en vir ons leer. Ek bid vir daai genade in en oor ons lewens. Bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre, gaan in vrede. Totsiens.